Goeiemôre aan elkeen van u. Ek groet julle in die mooi naam van Jesus Christus, die naam bo alle name. En dankie vir die dag wat u besluit het om hiernatoe te kom en gehoorsaam te wees aan die Heilige Gees. Kyk, ons verkondig net die evangelie op twee geleenthede. Tydig en ontydig. Dis die twee geleenthede wat ons die evangelie verkondig. So as jy nou vandag gedink het, dis nou 'n politieke dag of enig of ander iets. Nee, ons praat oor die evangelie, ons praat van Jesus Christus, ons praat van die woord. En ons meet alles aan die woord van God. Want al sal alles vergaan, die woord bly staan. Ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, dankie Here dat ons hier kan saam vergader vanmôre in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek vra Here dat U deur die Gees vanmôre self sal spreek. Ek vra Here as daar oortuigingswerk gedoen moet word, Here dat U self die oortuigingswerk sal doen. As die reddende genade Here aan mense moet verskyn, dat U dit sal doen Here, en ons vra Here en ons bid en ons smeek Here dat U ons sal genadig wees in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ons gaan vandag se boodskap so 'n bietjie kyk na geskiedenis. Ons gaan eers begin met die woord wat gepas is. Ons gaan 2 verse lees. Ons gaan kyk so 'n bietjie na Europese geskiedenis, so 'n bietjie Suid-Afrikaanse geskiedenis, en dan, waar is ons nou? Waar staan ons nou? Wat gebeur nou in die wêreld? En dan kom ons hoor wat sê die Here vir ons. En watter groot voorreg is dit nie vandag vir my om weer vanoggend hier voor U te kan staan. As verteenwoordiger van Jesus Christus, as deel van Jesus Christus se liggaam op aarde. En mag die Here vandag deur die Heilige Gees met elkeen van u wat hier is, spreek. Dis nie per ongeluk dat u vandag hier is nie. Dis nie per toeval nie. Die Heilige Gees het jou oortuig om hiernatoe te kom vandag. Of jy dit nou glo of nie. Ek wil vir u sê, baie van ons mense, en as ek praat van ons mense, praat ek van gelowige kinders van die Here, het moedeloos geword in die tyd waar ons lewe. Ons het moedeloos geraak. Sommige van ons se harte het stikkend geraak deur die wêreld waarin ons lewe. Gelukkig weet ons dat ons in die wêreld is, maar ons nie van die wêreld nie. Maar ons is vreemdelinge en bywoners van hierdie wêreld, want ons het 'n toekoms in Jesus Christus. Baie van ons wat hier sit, is onder druk geplaas en deur vrees van die wêreld waardeur ons gaan. En daar is verwarring wat gesaai word deur die liberalis in die dag van ons tyd. En die gees van die anti-kris, soos wat ons lees in 1 Johannes 4 vers 3, wat nou al reeds in die werk is in hierdie wêreld waar ons lewe. En tog gee God vandag vir ons die geleentheid om weer vandag by mekaar te kom as medegelowiges in Jesus Christus om die waarheid te hoor. Ons praat die waarheid en ons praat dit wat ewigheidswaarde het. En as jy nie op die plek is waar jy moet wees nie, om terug te keer na Vader toe, terug te keer na sy koninkryk toe. Vandag is nie net 'n herinneringsdag nie, dit is 'n dankdag. Jesus self het vir ons gesê in Matteus 22, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en jou hele siel en met jou hele verstand. En daarom sê ek vir u, op grond van die woord wat in die woord staan, roep God ons terug. Elkeen van ons roep ons terug na hom toe. Hy roep ons terug na sy woord toe. Hy roep ons terug na die waarheid toe. En as hy vandag terugroep, dan roep hy jou terug, baie diep, na jou eie hart toe. Hy roep jou terug na jou eie blyplek toe. En sommige van ons roep hy jou terug na die speelplek toe jy kinders was. Hy roep jou terug om na die woord terug te keer en na die voorskrifte van die woord te volg.
Ons gaan vandag net 2 verse lees. Psalm 50, vers 14 en 15. Jy het ook die sleutelhouertjies gekry. Baie dankie vir dit. Psalm 50, vers 14 en 15. Wat sê die psalmdigter hierso? Die psalmdigter sê, offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. En roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Het jy opgemerk in hierdie versie is daar 3 elemente, 3 afdelings. En die meeste van ons vergeet dat daar 3 afdelings is. Wat sê hierdie versie vir ons? In die eerste plekkie is daar 'n opdrag. Wat is die opdrag? Ons almal gaan ons deur sekere moeilike tye in benoudheid. Wat moet ons doen? Daar staan, roep my aan in die dag van benoudheid. En ek weet nie van u nie, maar in my lewe was daar 'n hele paar dae wat ek in dag van benoudheid gestaan het. Wat is die tweede wat ons lees uit hierdie versie uit? Daar's 'n belofte. En hierdie is nie enige belofte nie, dis 'n belofte van God. Wat sê God vir ons? Ek sal jou uithelp. Dit staan daar geskryf. Wie is ons om dit nie te glo nie? En as ons net hierdie glo, gaan dit baie druk en baie van jou skouers afvat. Maar hier is die derde ding, daar's 'n voorwaarde in hierdie vers en baie keer vergeet ons hierdie voorwaarde. En ons laat dit na. Hier's 'n voorwaarde wat God self gestel het. Wat is die voorwaarde? Jy moet my eer. Baie mense hou vas aan God se beloftes en hulle vergeet van hierdie voorwaarde wat hierdie versie vir ons in die woord sê. Hier's 'n voorwaarde, jy moet my eer. Nou in jou persoonlike lewe, daar waar jy elke dag is, en in jou eie geskiedenis, gaan ek vir jou sê dat die meeste van ons al 'n dag van benoudheid beleef het. En as jy dit nog nie beleef het nie, wag maar. Dit kom. Jy gaan 'n dag van benoudheid lewe. 'n Dag van geweldige druk. Daar kom jy eendag by die werk aan en daar's net 'n papiertjie opgeplaas gesê, plek het toegemaak. Of al die geld in jou rekening is uitgesteel. En jy ken alles wat kan gebeur in vandag se tyd. Daai vrees wat jou keel toedruk, kom oor jou. Die dag van benoudheid. Jy weet nie wat ek kan doen nie. Jy is vas met jou rug teen jou muur, teen die muur. En daar's 'n krisis vir jou. En op daai stadium is daar gevoel dit vir jou, is daar geen uitweg in daai krisis van jou nie. Miskien staan jy langs 'n siekbed. Dalk 'n kind, dalk 'n ouer, dalk 'n broer en 'n suster in Christus. En daai persoon is geweldig siek. En as jy so na die mediese verslae kyk, dan weet jy daar is nie hoop nie. Miskien staan jy of het jy al by 'n oop graf gestaan. Dis 'n dag van benoudheid. Miskien het jy al voor 'n egskeiding gestaan of al deur 'n egskeiding gegaan. En vir die jonger mense, miskien het jy al in die eksamenlokaal gesit. En vir jou, vir daai oomblik, is dit 'n dag van benoudheid om daai eksamen vraestel te antwoord. Dis 'n dag van benoudheid. Dieselfde reël is van toepassing. Of miskien was jy ook al naby die rand van die dood gewees. Miskien het jy net voor die dood omgedraai. Miskien het die Here nog vir jou 'n taak om te doen. En jy het geroep in daai dag van benoudheid in jou eie lewe. Daar waar jy in benoudheid was, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Elkeen het mos 'n unieke storie. En as jy in daai dag van benoudheid kom, het jy gesê, ag Here, help my.
Help my net as my ouers gesond sal bly, as my pa of my ma of my kind of my broer of my suster net gesond sal word. As jy hulle net sal genees, dan sal ek. Dit is dalk makliker om dit nou te sê, maar as jy daar staan, is dit dan kom dit nogals vinnig oor jou woorde. Here, genees my van hierdie pestelike siekte, en ek sal vir u getuies wees tot aan die eindes van die aarde. Here, help my. Presies wat sy vers sê. Want ons volg die opdrag, en ons weet die Here het beloof. Maar dan is daar ook 'n waarskuwing in die Bybel, in Prediker 5 staan daar, dit is beter dat jy nie beloof, as wat jy beloof en dit nie betaal nie. Dit is in dieselfde Bybel opgeteken. En ons mense is tog so vinnig, as jou vrou op sterwe is, ons Here genees haar, en ons gaan net vir u werk, of wat ook al die belofte is wat jy in die Here doen. En ons almal ken dit. Ons almal ken dit, Here, asseblief help my. En ek gaan dit vir u doen. Maar dan kom God na jou toe vanoggend en hy vra vir jou, eer jy hom nog? Jy het dalk 'n paar beloftes aan die Here gemaak. Die Here het sy gedeelte dalk nagekom, as dit sy wil was, natuurlik. Maar ons mense dwaal weg. Dan vergeet ons vinnig. Ons het 'n belofte gemaak aan God. Die vraag vanoggend dat die Here jou wil vra, eer jy hom nog? Sit jy nog by sy voete? En vir die mense wat nou al die verhaal ken, wat ek nou gaan vertel, so 'n bietjie Europese geskiedenis en Afrikaanse geskiedenis, hoor dit maar weer. Sodat jy ook dit vir iemand anders kan vertel, of jou kinders, of jou kleinkinders. Hoor dit maar weer. Want ons gaan vandag kyk na die geskiedenis, met die vraag in ons gedagte, wat die Here vir jou vra, op hierdie versie van Psalm 50, wat hy vir jou vra, eer jy hom nog? Of het jy al die ander verskonings in die boek? Want die Here het mos nou sy gedeelte nagekom. Ons mense kom nou nie die gedeelte na wat voorwaarde was nie. Die geskiedenis van die mensdom is veronderstel om 'n geskiedenisboek te wees van God se dade in die mensdom. Met ander woorde, God is veronderstel om altyd die eer te kry van wat hy in die geskiedenis gedoen het. En al was dit die uitslag dalk nie wat ons gewens het dit was nie, hy kry nog steeds die eer, want hy is 'n God wat in die hemel is en ons is op die aarde. Sy wees nie ons wees nie, dit is laasweek se Sondag se boodskap gewees. En as ons nou praat oor geskiedenis, dan praat ons nie van 'n verdraaide ideologiese geskiedenis nie. Ons praat van 'n ware, bevestigde, verifieerbare geskiedenis. En die vraag is, wat leer jy, meneer, mevrou, jou kinders van die geskiedenis? Wat leer jy jou kleinkinders van die geskiedenis wat opgeteken is? Natuurlik die geskiedenis wat God verheerlik, nie die geskiedenis wat God nie verheerlik nie. En dis die vraag vir môre. En ek wil graag vandag, gun my weer die geleentheid om net 2 voorbeelde te gebruik. En ek weet baie van u wat hier sit, ken die 2 verhale of die geskiedenis. Kom ons luister maar weer, wat sê hierdie geskiedenis vir hom? Geverifieerbare geskiedenis, waar die Here verheerlik word. Ek neem u terug vandag na die bergland van Bavaria. Die jaar is 1633, die maand is Oktober, in 'n klein dorpie Oberhammergau. Die dorpie is telkens gepes deur hierdie groot pes wat in siklusse gekom het. En die mense was nie bestand, hulle het nie antwoord gehad oor hierdie siekte nie. En ek dink nie ons kan dit regtig besef. COVID het ons so 'n klein bietjie van dit ervaar. So het hulle self ook afgesonder
En dit het nogals redelik goed gewerk, tot op 'n dag dat daar 'n jong seun van 'n ander plaas af gekom het, en die virus en die siekte ingebring het. En so het die siekte dan in hierdie dorpie gekom, in Omarhammergau, en die mense is getuister deur hierdie groot pes. En dan in een nag, dan sterf die helfte van 'n huisgesin sommer. Of die kinders is dood, of die moeder en die vader is dood en die wesies bly agter. Die swart pes het hierdie gesinne vernietig en die mense uit mekaar uitgeskeer. En die medisy het nie oplossing gehad vir hierdie swart pes van die jaar 1633 nie. En hierdie kindertjies het gehuil en geween, en dalk het die ouers ook gehuil en geween oor die kindertjies, want in die aand, as die son sak en die skemer kom, dan kom hierdie swart pes in die huis in, en as hy die huis verlaat, dan los hy die lyke daar agter. Huise het stil geword, want daar was nie meer die getrippel van kindertjies nie. Daar was nie meer die gelag van die kindertjies in die strate nie. Hulle is weg. Hulle is weggevat deur hierdie verskriklike swart pes. En die medisy kon net nie met 'n oplossing voor die dag kom. Daar was net nie eenvoudig medikasie gewees om hierdie onder beheer te bring teen hierdie swart pes wat in die saans en deur die dag die huise binne gekom het nie. Daar was net dood en vrees in hierdie mense van hierdie dorpie Omarhammergau. Uiteindelik het hierdie mense besef, daar's net een uitweg. En dit is die uitweg wat ons gelees het in Psalm 50. En hulle het vir God gevra, en hulle het by mekaar gekom, en hulle het vir God gevra, Here, ons roep U aan. Soos wat Psalm 50 vir ons sê. Hulle het by mekaar gekom in 'n kerkie, en by mekaar gekom en gesê, Here, ons kan nie, ons staan met ons rug teen die muur. Binnekort is almal van ons weg. Net U kan ons help. En hulle het vir die Here gevra, Here, help ons. Hulle het God aangeroep in die dag van benoudheid. En die Here het hulle gebed verhoor. Bykans oornag is die swart pes uit hierdie dorp uit weg. Terwyl die swart pes in die omliggende lande nog steeds gewoeker het in daai tyd. En dis weg en dis tot vandag toe nog weg. En hulle het gesê, Here, ons sal elke 10de jaar, sal ons 'n passiespele hou, ter nagedagtes aan dit wat U gedoen het in hierdie dorp van ons. En ek wil vir U sê, in bykans 400 jaar, het daar in elke 10de jaar 'n passiespele plaasgevind. Om ere te bring aan die leiding van Jesus Christus en die beloftes in die woord wat die Here gegee het, en dat die Here die mense se lewens gespaar het. In die bykans 400 jaar, vir interessantheid, het dit net 4 keer nie plaasgevind nie. 2 keer is dit uitgestel vir 2 jaar, en 2 keer kon dit nie plaasvind nie. In die jaar 70 het die regering dit gestop. Watter rede ook al, dit was gestop in die jaar 70. In die jaar 1920 is dit vir 2 jaar uitgestel, want dit was net na die Eerste Wêreldoorlog, en die mense was flenters, en dit is net uitgestel vir 2 jaar. Elke 10de jaar is 2 jaar uitgestel, van 1920 tot 1922. In 1940 kon dit nie plaasvind nie, en ons almal weet hoekom nie, dit was natuurlik die Tweede Wêreldoorlog. Dit was prakties nie moontlik nie. In 2020 is dit uitgestel as gevolg van COVID vir 2 jaar, en dit het plaasgevind in die jaar 2022, wat hierdie mense die passiespele gehou het
om te onthou wat die Here vir hulle gedoen het, toe hulle die Here nodig gehad het, toe hulle met hulle rug teen hulle muur gedraai. En daar was nie professionele mense wat deelneem aan hierdie passie speel nie, dit was gewone mense soos ek en jy, dit was nie professors en dokters en priesters en dominees en pastore, dit was mense van die dorp. En weet jy wat, tot vandag toe nog neem omtrent die helfte van daai dorp deel aan die passiespele, want hulle weet waaroor dit gaan, en hulle verheerlik die Here, hulle verheerlik geen mens nie. En dit is wat gebeur, wanneer 'n persoon, en in hierdie geval, God aanroep. En hou by die vers wat sê, jy moet my eer. Bykans 400 jaar. Nou bring ek jy terug, nou plaas ek jy 200 jaar daarna. Omtrent 8000 km suid van Omarhammergau. En ek bring jy na die suidpunt van Afrika toe. En die jaar is 1838. Weer 'n voorbeeld waar die Here 'n groep gelowiges gehelp het. In daai jare gelede, het die Britse regering onder leiding van koningin Victoria kolonies gestig, 'n soort van mini-Engelande. Hulle het gepraat van die British colonies. As jy onthou, jou oupa en ouma het altyd gepraat van die Kaap kolonie. En wat daar gebeur het, is die Engelse het die wette afgedwing op die mense daar. Die Engelse wette is afgedwing in die skole en die kerke. Jy mag nie Nederlands praat nie, jy moes Engels praat. Dis geforseer. Dis amper soos 'n lelike terme wat ons vandag ook ken. Die mense het vir Engels. En die beleid het heeltemal verander. Jy's of 'n Engels, of jy het 'n probleem met die gereg. En dit het daartoe gelei dat ongeveer 10.000 mense besluit het, hulle gaan nie meer onder hierdie Engelse buig nie. Hulle gaan die noorde in. Ons gaan nie meer hierdie duld nie. Ons gaan ons eie vryheid soek. Ons trek nou noorde toe. En hierdie was die begin van die groot trek gewees. En hierdie mense was bekend as die voortrekkers. En sekere historici sê dat daar tot 3000 van die 10.000 ander kleriges was. En jy is welkom om hierdie te gaan verifieer vir die wat jy dit nie geweet het nie. En hulle het nie gegaan om oorlog te maak nie. Hulle het hulle spogplase gelos in die Kaap na die dood. Hulle het nie moet leers uit die Kaap uitgetrek en daar uitgemarseer en soldate en met bomme en kanonne uit die Kaap uitgetrek nie. Nee, hulle het moet 'n waggelende wa die vreemde in om vir hulle vryheid te kry, om waar hulle die vrede kan uitlewe om God vrylik te dien in hulle eie taal. So is een van hulle natuurlik Piet Retief. En ek gaan nou net 'n paar jaar vorentoe nou. Piet Retief het so toe ook nou in Zululand gekom, wat deel was van dit, en hy het 'n afspraak gemaak met die man met die naam van Dingane. En Dingane was die koning van die Zulus gewees. En hy het in 'n groot stad gebly, STAT, en die stad se naam was Umgungundlovu, wat beteken die plek van die groot olifante. En daar was so groot oppervlakte in die middel, waar daar tussen 20 en 30.000 impies op die paradegrond kon optree. Nou daai impies was nie gewone manne nie, hulle was georden. Hulle was georden en hulle was gedissiplineer. Baie beslis nie dit wat jy in vandag se weermagte sien nie. Daai was goeie soldate, opgeleide soldate wat 'n visie het, wat 'n opdrag kan uitvat en dit uitvoer ten spyte van enigiets. Dit was georde manne. So het Piet Retief en ongeveer 70 man met Dingaan gaan onderhandel by die stad Umgungundlovu.
Nou dit was die gewoonte, as jy die koning gaan sien, dan los jy jou perde en jou wapens buitekant en jy gaan ontmoet die koning aan die binnekant. Nou Pieter Tief het al die vorige paar onderhandelinge het baie goed gegaan met Dingaan. En hierdie een keer toe Pieter Tief en die 70 man hulle perde, daar was natuurlik mense wat die perde opgepas het en hulle wapens en hulle goed buite die kraal gelos het om Dingaan te ontmoet, het hulle nou daar met Dingaan gaan sit en onderhandel. En nadat hulle geonderhandel het en alles het mooi geloop, en hulle het gaan onderhandeling vir die gebied van Natal, Natalia, die naam sou wees, wat die hoofstad sou wees Pietermaritzburg, wat verdoen nou na Pietertief. En dit het goed gegaan. Dit het goed gegaan met die onderhandelinge. Daar was 'n ruiltransaksie, en ruil vir 'n stuk grond sal hulle vee vir Dingaan gee. 'n Ruiltransaksie, 'n wettiglike transaksie wat albei partye tevrede mee was. En toe later, toe wil Pieter Tief en sy manne opstaan om te loop, want die traktaat, die koopooreenkoms in vandag se tye, daai tyd noem hulle die traktaat, was geonderteken deur Dingaan homself. En Dingaan het vir hulle gesê, nee, julle gaan nie nou loop nie, bly nog so bietjie. En hulle het begin dans, en die Zulus het begin dans, en skielik spring Dingaan op, en hy skree daar vir sy mense, Bulelani Abatakwati, wat beteken, maak dood die towenaars. En Pieter Tief en sy manne is gevang, en vasgebind, en na die heuwel van die skedel toe gevat, en hulle is daar met knopkieries doodgeslaan, almal van hulle. En hierdie aanvalle het aggressief begin word op die verskillende voortrekkers, groepe wat nou natuurlik getrek het in verskillende rigting. En hierdie Zulus het meer aggressief geword. 154 kinders is doodgeslaan deur hulle koppe teen die wawiele in Moordspruit en Wenen en in Bloukrans. So aggressief het hierdie Zulus begin word. En ek wil net vir u sê, 10 maande nadat Pieter Tief en die 70 manne vermoor is, doodgeslaan is, het hulle die traktaat gekry nog in die leersak van Pieter Tief, wat ondertekening is deur Dingaan, wat dit 'n wettige transaksie maak, en jy kan daai oorspronklike traktaat gaan sien, hy is by die Voortrekker Monument. Nou sal die vraag aan mense se gedagtes opkom. Waarom hierdie vreemde reaksie van Dingaan? Dit het dan goed gegaan. Wat het nou hier gebeur eintlik? Want jy kan tog nie een dag goed onderhandel en alles loop goed, en die volgende dag verander jou hele siening nie. Nou daar is hier 'n interessante verhaal, en jy kan dit lees in 'n boek geskryf deur Vusamuza Credo Mtswa, 'n tradisionele geskiedverteller. Hy is so 'n paar jaar terug oorlede. Hy het 'n boek geskryf, Indaba My Children, en hy het daarin geskryf dat van sy voorvaders was in hierdie Zulu kruisgevangenis gewees. En volgens hierdie boek van Credo Mtswa skryf hy daar, dat daar was, die dag voor Pieter Tief hulle gaan ontmoet het, daar was 'n Engelsman gewees, met die naam van Thomas Halstead. Die man kon die Engels, die Zulu taal vlot praat. En hy was 'n handelaar gewees op daai roete gewees. Hy was nie deel van die voortrekkings, hy was 'n Engelsman wat net 'n handelaar was. So het Halstead die aand voordat Pieter Tief van Dingaan gaan ontmoet het, Dingaan se vroue afgeloer terwyl hulle gebad het in die rivier. En hulle het volgens hierdie boek, het hulle hierdie man uitgevang en hulle het hom voor Dingaan gebring. En hierdie Dingaan moes 'n antwoord gee op dit wat hy gedoen het, want dit is 'n oortreding vir Dingaan as jy sy vrouens afloer.
En toe het hierdie Engelsman met die naam van Thomas Halstead vir Dingaan gesê, Dingaan, ek wil jou iets vertel. Die mense wat jou môre kom sien, hulle wil nie jou grond hê nie. Hulle wil jou vrouens kom toer. So het hy gelieg. En so het Dingaan hierdie wrok in haar hart begin kry. Hy was natuurlik alreeds so paranoïes gewees, 'n aardige man, hierdie Dingaan. En dit is natuurlik waar die haat vandaan begin kom het, want hy het hierdie lieg geglo, dat hulle sy vrouens sou toer. Die moord op Piet Retief, en hierdie 70 man, was 'n bedrogspel gewees. En al wie voordeel getrek het uit hierdie uit, was baie beslis nie die wit mense of die swart mense van daai tyd nie, maar die Engelse van Engeland, wat voordeel getrek. So het hierdie nuus vinnig versprei tussen al die trekkers. Daar was nou nie WhatsApp gewees op daai groep nie, so dit het maar van mond tot mond gegaan. So het hierdie nuus vinnig versprei onder die trekkers wat uit die Kaap uitkom. En een van die trekkersgroepe was onder leiding van Andries Pretorius, 'n militêre leier. En hy en sy geselskap van 464 man met 64 waans in 'n klein ossewaantjie, dalk bietjie groter as jou kampwaantjie. Almal ken die Kakebeen waar, hoe groot is hy, waar hele families vir jare lank in gebly het, geslaap het, geleef het, geëet het, en kinders groot geword het. En saam met hierdie Piet Retief was 'n prediker gewees in die geselskap van Piet Retief, die naam van Sarel Silje. Nou hy was 'n prediker. En hulle het die Bybel baie waardevol geag, en dit wat in die Bybel staan natuurlik. En dit was in die waarse kus voor gewees. En dit was al beloftes wat hulle regtig kon aan vashou. Nie aan 'n politieke party, soos wat baie mense nou dink daai jare was nie. Hierdie trekkers het geen politieke party behoort nie. Hulle was nie in enige van hierdie snaakse organisasies nie. Hulle het net getrek, soos wat baie van ons na ander lande toe trek. Hulle wil net beter plekke kry vir hulle kinders om groot te word. En hulle het geweet, hier kom nou groot moeilikheid, want Dingaan en hierdie impies is vol woede. Natuurlik het hulle nie verstaan waarom nie, en hulle was verward. Wat gaan eintlik nou aan? Wat is nou eintlik die rede? Dit het dan so goed gegaan met die vorige onderhandelings. Hierdie klein groepie van Piet Retief voortrekkers het dan opgetree, en hulle moes optree teen duisende gesoute krygers. Nie ruggraatlose manne nie, maar geordende manne. En hierdie trekkers, hulle was nie ingerig regtig vir groot gevegte nie, maar hulle net self beskerm teen die elemente, teen klein groepe. En Andries Pretorius besluit, ek gaan terug na die Kaap. Hierdie is nie vir my nie. Veral na Moorspruit en Wenen, waar so baie kinders doodgemaak is. Ek gaan terug na die Kaap. Of ek vra jou oom Sarel, kan ons nie God nader gesamentlik en God herinner aan sy geloftes wat hy gedoen het nie, want natuurlik mag ons God herinner. Die woord sê, ons mag die Here herinner, nie dat God vergeet nie. Dit gaan oor ons herinner om vir wie hy is, en hy kry die eer. En hy, Piet Retief sê, oom Sarel, kom ons sit, en ons vra die Here om ons te help, want ek kan nie hierdie mag slaan nie. Geen mens kan hierdie mag slaan nie. En Sarel het natuurlik vir Andries gewaarsku, 'n mens maak nie net 'n gelofte, en jy kom dit nie na nie. En hulle het gevra, asseblief oom Sarel, kom ons kom by mekaar, en ons vra God om ons te help. Want niemand kan ons verlos nie. Nie een van ons kan dit verlos nie. Natuurlik Psalm 50 vers 15 sê, roep my aan in die dag van my nood. Ek sal jou help en jy moet my eer. En hierdie versie is eenvoudig.
maar dis dodelik as jy nie daarby bly nie. 'n week voor 16 Desember het Sarel se leer elke aand by die wa die mense bedien deur boodskappe. En daar's elke aand godsdiens gehou en daar's lofgesange gesing. En volgens oorleweringe word daar vertel dat die Mabula huil elke aand en hulle huil so snaaks soos wat die Zulus het gesien het. Dis natuurlik die lofgesange wat hulle na die Here gebring het om die Here aan te roep. En hulle huil so snaaks met hulle gesange. En elke aand van die 9de Desember tot en met die 15de Desember is daar aan God 'n belofte herhaal. En daardie groep manne, groep mense van 400, net so oor die 60 mans, 464 mans, het elke dag, saam met die vrouens en die kinders natuurlik, en dit was nie verpligtend nie, vir die mense wat dit nie wou doen nie, dis reg, maar ons soek God se hulp, want ons is in gevare. Het hulle lof gesange gesing, en hulle het geweet, ons het nie 'n kans nie. Tensy God ons help, is ons almal dood. En daar was 'n kommandant gewees met die naam van kommandant Hans de Lange. Hy was 'n verkenner. Sy bynaam was Hans Dons. En hy het vooruitgetrek en hy het gesien en hy het gemerk, en sommige vertel dat daar tot en met 30,000 van hierdie impies op pad was om hulle te kom uithaal en te kom uitvis. En hy het teruggejaag met sy perd, en jy kan maar net indink in watter toestand was hy om vir ander te gaan waarsku. Die manne is op pad. Ons het 'n probleem. Dit is nou. Die tyd is nou. So het hierdie trekkers dan langs die Ngome rivier, nou bekend as die Bloedrivier, die waans in so D-vorm getrek by die Sekoi gat en die Ngome rivier op so 'n hoek. Die een waans se disselboom onder die buikplank van die voorste waans. Tussenin het hulle valhekke gesit, en die valhekke klink verskriklik, dis niks anders, dit is net houtpalisade met doringtakke tussenin, dat die mense nie daar kan deurkom nie. En hulle het reggemaak, want die mense, die vyand is op pad. En binne die laar het hulle natuurlik die beeste en die vee gehou, saam met die vrouens en die kinders, en almal was binne in hierdie D-vormige laar gewees. En elke man het so tussen 3 en sommige van hulle 4 voorlaaiers gehad. Nou van die wat voorlaaiers ken, dis 'n oudtydse geweer. Jy laai hom van voor af met buskruit, en dan gooi jy 'n staalbal in, en dan skiet jy. En die geweer is akkuraat, plus minus, min of meer akkuraat tot so 40 tot 60 meter. In ideale omstandighede kan jy dalk iets raak skiet op 100 meter. So dit was nie die bestes nie, maar hulle het dit daarom gehad wat hulle gehad het. En as die wind waai en dit word vogtig, het hierdie voorlaaiers glad nie gewerk nie. Want as hierdie buskruit net 'n bietjie vog kry, werk dit nie, of dit werk baie swak. Ag Here, het hulle gedink, die aand voor 16e, hier kom die mis uit die Sekoi gat, en as hulle môre aanval, dan is die kruit nat, dan sal ons roers nie skiet nie, dan sal ons nie een skoot kan skiet nie. Hier is ons met die 64 waans, met Sarel Geheue as ons geestelike leier, en Andries Pretorius as ons militêre leier, en die mis wat opkom uit die Sekoi gat, en die vog styg op, en baie trekkers, meen ek het gewens, ag wil hulle maar nie net nou aanval nie, dan is die kruit darm droog, dan het ons darm nog 'n kans, maar as hulle môre aanval, sal die roer nie skiet nie, want dan is die kruit nat. Ag, laat hulle maar tog net nou aanval. Nie as die kruit nat is nie, want dan is dit te laat.
want net 60 meter van hulle af. Net 60 meter van hulle af is daar twee generaals, Tabuza en Nslele. Die twee magtigste generaals seker wat daar was in die geskiedenis. Saam met tot en met 10.000 van hulle. Doodstil wat hulle wag. Hulle wag met die wit Sakabula vere wat aan Tambuza orde vat en ander met die swart Sakabula vere wat Nslele luister. Twee groepe georden. Daar's nie iemand wat uit orde is nie. En hulle lê doodstil. Tussen 30 en 60 van hulle vir een voortrekker. As jy dit nou getalle wil vergelyk. Daar sit hulle roerloos met geen geluid nie. Behalwe dalk 'n grassie wat hier en daar knak of 'n takkie wat dalk hier en daar onder een van hulle se voete breek. Daar sit hulle lydeloos soos 'n blaar wat val. Hierdie impies is slaggereed en hulle wag vir die kreet. En dis dieselfde kreet van wat hulle gehad het met Piet Retief en hulle wag vir die kreet. Bulelani Abatakwati, maak dood die towenaars. Wag hulle vir 'n bevel. Georden, soos wat 'n min weermagte dit vandag kan doen. Amper weer soos 'n kreet wat ons vandag so gereeld hoor. Hierdie mense wag net vir 'n kreet. En die almal ken die uitslag van hierdie geveg. God het die mense aangehoor. En ek kom en ek vertel vir u vandag dat as dit die Zulus was wat die Here aangeroep het, sou die Zulus die Here hulle gehelp. Dit gaan nie hier oor politiek of oor klere of iets. Dit gaan oor wie roep die Here aan. En dit is die les wat die Here vandag vir ons wil sê. Teen die einde van die slag lê daar tussen 3000 en 3500 Zulus dood by die Seko-gat en Ngome rivier wat later die bloedrivier geword het, want daar was vroeg die oggend na die aanval het hierdie rivier bloed geword en daar's nie een voortrekker gedood nie. Nie omdat hulle oulik is nie, nie omdat die mense van Omramergau oulik was nie. Nee, omdat hulle God geroep het in die dag van benoudheid. En God is 'n waarmaker van die woord. Nou wat leer ons hier uit? Kom ek vertel nou vir u 'n baie belangrike punt van die geskiedenis. Nie die boere het beklei en gewen nie. Nie die Zulus het gewen nie. Daar was net een persoon wat werklik voordeel getrek het uit hierdie uit. En dit was die Britse ryk gewees op daai stadium met hulle imperialistiese agendas. En as jy dit geestelik sien, die vyand wat skeiding maak en haat verdeel en wat haat tussen mense bring. En die liberale siening is dan soos vandag. Ja, maar die voortrekkers het wapens gehad. Die Zulus het niks gehad nie, het as 'n gaie en spiese gehad wat hulle moes veg. Sal die eerste wêreldorde vir jou vertel vandag. En hulle sal jou amper oortuig. Dis die rede. Ja, die voortrekkers het gewere gehad. En die Zulus het spiese en assegaaie gehad. Nou vra ek jou, meneer, mevrou, broer en suster, kom ons dink gou oor hierdie stelling, veral uit Newcastle in Australië en Amerika, kry jy hierdie siening baie. Ek self was al gekonfronteer met hierdie stelling. Ja, maar die boere het wapens gehad, die ander mense het niks gehad nie. Nou, soos ons reeds gesê, die voorleier was min of meer akkuraat, dalk tot 40 tot 60 meter. En die assegaaie en die spiese kon dieselfde afstand gooi. Maar kom ons gee die voordeel aan hierdie argument. Kom ons sê, ons hoor wat hulle sê.
maar nou wil ek jy iets vertel. Dan is die volgende ding, hoe verklaar jy hierdie volgende? En ek vra jy, gaan verifieer hierdie geskiedenis. Weet jy wat het na Bloedrivier gebeur? Kom ek vertel jy. Die Engelse het letterlik duisende troepe gestuur, om vir eens en vir altyd van hierdie Zulu pes ontslae te raak, want hulle was vir hulle pes gewees in hierdie land. En daardie manne, wat gekom het van Engeland af, het nie met voorlaers skiet nie. Hulle het Martini Henry slotaksie gewere gehad. Hulle het self Gatling masjiengewere gehad. En nou kom ek vertel vir wat het gebeur. Die Zulus het oor die Engelse geloop. Ek weet nie of jy weet nie. 41 jaar na Bloedrivier. Die datum is 22 Januarie 1879. Net 41 jaar na die slag van Bloedrivier het daar 8000 Engelse soldate gekom met moderne wapens, masjiengewere om hierdie Zulus uit te haal. En hierdie 8000 Engelse het in konflik gekom op hierdie dag van 22 Januarie teen die Zulus. En die Zulus was heel wat minder as in die dag van Bloedrivier. En weet jy wat was die uitslag? Die Zulus het oor die Engelse geloop. Die getal wat dood was, daar was 1300 Engelse gedood en net 1000 Zulus. Nou vraag ek, waar is die argument nou dat ons net wapentjies gehad het? Kyk wat het gebeur. Dit is God wat ingegryp het. Volgens 'n artikel wat ek gelees het die opvolgkoning van die Zulus met die naam van Ngulazi 'n goeie verhouding met Andries gehad. Hierdie nuwe koning, Zulu koning, het in 1853 Andries Pretorius kom besoek in die parlement en vir hom raad gevra oor hierdie dreigende oorlog tussen die Engelse en die Zulus. Ek wil ook vir u vra, het u geweet dat op 16 Desember 1866, net 28 jaar na Bloedrivier, het koning Seseshwayo van die Zulus saam die gelofte dag bygewoon en die boere toegespreek. Lees dit bietjie op, dit word nie vir ons vertel nie. Nou wil ek vir jou, bring dit vir ons nader bietjie na waar ons nou sit. Nou my broer en suster, wil ek vir u sê, elkeen van u wat hier sit, ons staan weer voor moeilike tye in hierdie land, in hierdie wêreld waarin ons lewe. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Daardie Zulus het gedink hulle doen wat reg is. En vandag word ons gebreinspoel en geleer en ons leer ons kinders, dit wat reg is nou verkeerd en wat verkeerd was is nou is reg. En goed is sleg en sleg is goed. Ons is weer in 'n oorlog. Nie in 'n oorlog soos trekkers en die Zulu nie, maar 'n oorlog tussen lig en duister. Die wêreld het afvallig geword en ons het God weggegooi uit ons skole uit en uit ons kerke uit en uit ons huise uit. En ons het God vergeet. Jy sê dalk, gelukkig is ek nie een van hierdie mense wat afvallig geword het nou nie. Ek sê vir jou, regtig? Regtig? Gebruik jy nog jou wapen? Ons beste wapen wat gebed is, wat ons moet gebruik. Ons kan nie meer stil bly oor die koninkryk en die evangelie en dat daar hoop is nie. Ons kan nie stil bly nie. Ons is die liggaam van Jesus Christus op aarde. Nou hoe het ons dan nou tot hier gekom, waar ons vandag sit? Hierdie land het teen God gedraai, hierdie wêreld het teen God gedraai. Kyk maar hoeveel mense kom maar net kerk toe en kyk maar net hoeveel mense volg die voorskrifte in die Bybel. Na 1994 is God se naam uit die grondwet uitgehaal en enige verwysing na die Heilige Gees is verwyder. Nou as 'n volk sê, God, ons het U nie nodig nie, begin dit uitmekaar uitval. En ek praat nie politiek nie, ek praat met u wat die Bybel sê.
op 29 Oktober 1996 is aborsies gewettig in Suid-Afrika. Sedertdien jaarliks duisende, 10.000 swangerskappe deur aborsies beëindig. Honderde baba lewens per dag. Die nuwe gemiddelde is 700 per dag. 260.000 is die laaste statistieke van 2022. En dit is net die wettige aborsies wat genoteer is. Ons praat nie nog eers van die aborsies wat nie wettig is nie. En nou word ons kinders geleer, my body, my choice. Nee, his body, his choice. Ons beïnvloed ons kinders, ons breinspoel ons kinders, want dit gaan tog net oor my, myself en I. Dit gaan nie meer oor Christus nie, dit gaan nie meer oor sy liggaam nie, dit gaan net hoe mooi en oulik, en hoe oulik ek nou is. Waar is Jesus? Waar is Jesus in die kerke? Waar is die waarheid in die kerke? Kort daarna word die wetgewing opgemaak vir selfsgeslag huwelike, en dit is 'n gruwel in God se oë. Ek sê nie so nie, die Bybel sê so. En nou kan man met man trou en vrou kan met vrou trou en dit raak net 'n sirkus. Ons staan weer voor gevare. En ek wil dit baie duidelik sê. As daar nou 'n oorlog moet uitbreek in hierdie land vir ons, soos wat 'n oorlog uitgebreek het in Bloedrivier, en daar's 'n klomp brandewyn drinkers en moordenaars wat ongebore babas doodmaak, LGBTQ vlaggies wat waai, en is almal 'n direkte aanval op die woord van God. En daar's haatsprekers tussenin wat nou skielik vir God wil veg. Sê ek vir u, dis 'n ramp. Want ons het afgedwaal. Ons is nie meer by God se voete nie. Ons is by die eie ek. En baie mense wat ons in krisistye die Here aanroep, maar hulle vergeet, jy moet my eer. En wat beteken dit? Ons moet sy voorskrifte in sy woord volg. God soek nie rituele Christene nie. Hy soek nie mense wat die selfverheerende maanskyn en rose praatjies praat nie. Hy soek mense soos wat Jesus Christus op aarde was. 'n Vreemdeling in 'n bywoning wat weet waarna toe hy op pad is. En dit is die begeerte van God, soos in Petrus lees, dat almal tot bekering moet kom. En nou wil ek vir julle die goeie nuus moet gee. Ek het nou vir julle die slegte prentjie geskets. Nou wil ek vir julle die goeie nuus wil gee. Jesaja sê, was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Openbaring 20 vers 20 staan, sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En as jy dit hoor en die deur oopmaak, sal ek saam met jou ingaan, ek sal met jou maaltyd hou. So daar's nog 'n belofte vir jou. Nou beteken dit nie, jy kan jouself red nie, die Here red jou. Die Here nader jou. Hy beweeg die eerste stap. Al wat jy moet doen is, jy moet net die geskenk aanvaar. Hy soek bekering, hy soek gehoorsaamheid. Politici sal baie beslis nie die land red nie. Geen wapen sal hierdie land red nie. Ons moet terugkeer na God toe. En hierdie boodskap is dan vir ons almal. Ons moet terugdraai na God en sy woord staan. As dit in die Bybel staan, dan is dit so. As dit nie in die Bybel staan nie, dan is dit nie so nie. Psalm 50 sê, roep my aan in dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, ons sê dankie Here dat ons 'n Vader het in die hemel. Elkeen van ons wat hier staan, Here, staan of tans met ons rug teen die muur, of ons gaan binnekort met ons rug teen die muur staan. Vader, ek vra dat U deur die Heilige Gees met ons sal werk, sodat ons U sal aanroep. En dankie vir die belofte, Here, dankie vir die belofte, dankie dat ons weet, dat U gesê het, U sal ons uithelp. Here, help ons ook om U te eer. Here, om die voorskrifte in die Bybel te volg. Help ons om nie meer wetties en tradisievol te word nie, Here, maar dat ons nou in kinders van God meer en meer soos Jesus wil wees. Ek vra, Here, as U reddende genade enige persoon moet oortuig vandag, vra ek dat die Gees die harde werk sal doen,
En dat ons as mense die aanskouers sal wees van die werk wat U doen, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Johan, jy kan vorentoe kom. Baie dankie. Laasweek in Sondag het Ornay gepraat oor gebed. En dan kom jy tot die besef nie, en die woord sê vir ons dat gebed sonder werke nie, het geen krag nie. Dan dink ons aan die 16de Desember 1838, al het die boere net gebid en niks gedoen nie, sou hulle ook hierdie geveg nie gewen het nie. Hierdie boere moes fisies opgestaan het, en hulle moes iets gedoen het, hulle moes hulle deel gebring het, om hierdie geveg net te kan oorwin op die uiteinde van die dag. Ek het vanmôre net toe ek hier so by die kerk is, en ons sien hierdie lieflike mooi sonskyndag wat ons het, en toe sit ek en dink, hierdie tyd van die jaar, daar by die see, mis is 'n ongewone ding nie, dis nie iets, ek ken nie Natal baie goed nie, maar vir my is dit 'n ongewone ding nie, dat jy mis hierdie tyd van die jaar sal kry. Ons verwag dit op 'n ander tyd van die jaar. En dan sê ek, hierdie maar was nou absoluut net 'n bestuuring van die Here afgewees, dat daar daai oggend mis was wat daar is. En hierdie klompe het in die aand gekom, en hulle voorbereidings en die goedes in die aand gedoen, vir hierdie aanval nie wat hulle wil doen. En wat ek verstaan het nie, was die mis so dig nie, dat hulle heeltemal verward gewees het, en hulle het nie heeltemal besef, presies waar hulle is nie, hulle was half verdwaald gewees. En wat ek gelees het nie, hulle sê dat, ons ken die swartes, hoe hulle self smeer met vet, beesvet en varkvet en al hierdie goedes om die goggos en die muskiete van hulle lyf af te hou, want dit was blykbaar 'n redelike moerasagtige gebied ook gewees. En laat die boere hierdie reuk net kon ruik die hele aand, terwyl hulle daar was. En dan dink jy die benoudheid wat binne in die laar moes gewees het ook op daai stadium, as jy hierdie reuk van die vyand onder jou neus het nie die hele tyd nie. Hulle kan nie slaap nie, hulle kan nie 'n oog toemaak of iets van die aard nie, want hulle weet nie die moeilikheid is daar. Ek het Sakkie genou vir ons 'n lied speel oor Bloedrivier, nie, so oor die terrein wat daar so is nie. En dan vir die wat nou nog nooit dit gesien het nie, gee dit vir jou 'n idee van hoe dit lyk daarso. En waar die laar gestaan het nie, reg langs hierdie Nkomi rivier wat daar so is nie, is dit so diep uitgespoel. Hulle sê nie dat die walle nie 4 meter hoog wat die walle was. En hulle die laar nie het hulle getrek, hulle sê ongeveer nie 50 meter weg van hierdie walle af nie wat hierdie laar gestaan. En die rede hoekom hulle nie laat dit so beplan was nie, dit is net op die ingewing van die oomblik. Hulle sê die boere kon baie vinnig 'n laar trek nie, want dit is 'n ding wat al reeds by hulle ingeoefen was voor die tyd. Binne 'n uur se tyd kan hulle so 'n laar trek. En hulle het ingekom en hulle het die laar getrek. En na die tyd het hulle eers besef, weet jy, hierdie Zulus, die assegaaie en goedes wat hulle gooi nie, kan hulle tot 50 meter ver gooi. En daai laar was net buitekant die bereik gewees van daai assegaaie wat daar was. So vir hulle het dit gegaan, vir die boervolk het dit gegaan oor die wal wat daar is, om dit vir die vyand moeilik te maak, om by hulle te kan bykom, sodat hulle meer beheer het oor die geveg op die uiteinde van die dag. Maar, dat as hulle oor die wal sou kom,
en hulle beginne aanval nie, dan was hulle net buitekant dit gewees, maar ook binne in die trefkrag weer van die boervolk nie wat hulle gehad het. So, Sakkie speel gou vir ons daai lied. Ons vaders het gestaan in die stof van die veld, hul harte vasgesluit in die woorde wat hulle tel. Hulle het beloftes gemaak na ons Vader vir altyd, 'n verbond met Jahwe, die ewige een. Hulle het gesê, as U ons red, sal ons hierdie dag vir altyd sit. 'n Dag vir Jahwe, 'n dag van ere, volk wat buig en sê, U alleen regeer. O volk van die Vader, onthou die woord, hou vas aan die belofte, wat deur ons vaders gehoor. Keer terug na Jahwe, sy Torah, sy lig, want sonder sy wees ons verlore en niks. 16de Desember, dag om te weet, die belofte bly staan, dit word nooit vergeet. Dit is nie ons krag nie, nie ons swaard of ons hand, maar Jahwe wat lei ons volk in ons land. Die slag was bitter, die nag was bang, maar Jahwe het geantwoord, hy het gekom met krag so groot en lang. Omdat hul knie gebuig het, staan ons vas in Jahwe, hy veg deur ons, halleluja, hy is reg. Omdat hul harte rein was, en hul geloof nie geduik het, ons vaders het geweet, sonder Jahwe is ons niks. Elke oorwinning kom van sy ewige blik, maar die kinders vergeet en die volk dwaal weg, soos Israel van ouds wat die Torah vergeet. O volk van die Vader, onthou die woord, hou vas aan die belofte, wat deur ons vaders gehoor. Keer terug na Jahwe, sy Torah, sy lig, want sonder sy wees ons verlore en niks. 16de Desember, dag om te weet, die belofte bly staan, dit word nooit vergeet. Dit is nie ons krag nie, nie ons swaard of ons hand, maar Jahwe wat ver deur ons hand. Halleluja. Ons sal hierdie dag heilig hou, so het ons vaders gesê. Ons sal die naam verhoog en die weer altyd bly mee. Maar 'n belofte breek jy nie, dit bly staan deur elke jaar. As die volke terugkeer sy Torah en lig, dan sal Jahwe weer die land sien. So roep ons vandag, soos die profete roep, maak reg jou pad, keer terug na die goeie hoop. Breek met die wêreld, die sonde, die struik, kom terug na die Sabbat, na waarheid en plig. Die belofte is nie net 'n feestyd, maar 'n herinnering dat Jahwe ons allerhoogste bly. Laat die kinders weer weet waarop ons vaders gestaan het. Geen oorwinning sonder Jahwe, sy naam het hulle gedraai het. O volk van die Vader, onthou die woord, hou vas aan die belofte, wat deur ons vaders gehoor.
Keer terug na Jahwe, sy Torah, sy lig, want sonder sy wees ons verlore en niks. 16de Desember dag om te weet, die belofte bly staan, dit word nooit vergeet. Dit is nie ons krag nie, nie ons swaard of ons hand, maar Jahwe wat lei ons volk en ons land. So staan ons weer as 'n volk voor sy troon. Ons harte aan Jahwe, alleen aan hom behoort ons loon. Mag hy ons lei in waarheid en reg en die belofte leef weer in elke stad en weg. Soos hierdie lied ook vir ons sê, nee, kom terug in die laar. Kom terug by die voete van God. Want as ons nie in die laar is nie, nee, gaan ons dit nie maak verder vorentoe nie. En soos Ornay ook nou gesê het, ons staan op 'n punt nie waar ons rug nie amper teen die muur is. En as ons nie in die laar is nie, dan het ons moeilikheid. So ons moet terugkom by God se voete. Die Bybel sê vir ons, in die laaste dae sal dit wees soos in die dae van Noag. En ons weet hoe dit gegaan in die dae van Noag, nee, waar die mense afvallig geword het. En dis presies wat Ornay vanoggend nou gesê het, van wat besig is om in die land aan die gang te gaan, en wat besig is om te gebeur. Die volkere het net afvallig geword. En ons sien hierdie afval nee, word net erger en erger dag vir dag. En ek wil amper vermoere sê nee, ons as boervolk is half in die bevoorregte posisie dat ons naas die Israeliete die enigste ander volk is nee, wat 'n verbond met God gesluit het. En dan glo ek dat God het vir ons 'n sagte plek in sy hart. Ons is deel van 'n uitverkore volk nie vir die Here op die uiteinde van die dag. Maar ons moet by sy voete uitkom. Ons moet by sy voete bly. Net God alleen kan ons uitred op die uiteinde van die dag. Daarom sê ek weer nie, kom in die laar. Solank as wat ons saam is en ons is binne in die laar, sal ons veilig wees. As ons buitekant die laar is nie, dan het ons moeilikheid. Die boere het gelees nie die aand nie voor die aanval nie, het hulle gelees Psalm 38 nie, wat hulle gebruik het nie, wat hulle net so bietjie versterk het. Maar ek wil nou vandag nie wil ek kom en ek wil nou nie Psalm 38 lees nie, vir ons as versterking wil ek nou vandag vir ons Psalm 91 nie kom lees. En dit gaan die opskrif sê in die beskerming van die Allerhoogste. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. So, eintlik as ons kyk net na wat vers 1 vir ons sê, is dat wanneer hy sê hy wat in die skuilplek sit van die Allerhoogste nie, dan wil dit vandag vir ons sê dat hy wat in die laar is van die Allerhoogste, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou, want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag en vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel en die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy
en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep, en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig, en ek sal hom my heil laat sien. En hierdie Psalm 91 gaan vir ons werk net as ons in die laar is. As ons nie in die laar is nie, gaan dit nie vir ons werk nie. As ons buitekant die laar staan, die Here kan ons nie beskerm buitekant die laar nie. Ons moet binne in die laar wees vir God om ons te beskerm. En die Here sal vir ons deurdra. Ons moet net vas staan in geloof. Ek lees gou vir ons die gelofte wat die boere afgelê het. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm, en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar, as 'n dankdag, soos 'n Sabbat, sal deurbring. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag. En dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte. Want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Kom ons bid saam. Here God, ons kom vanmôre met groot nederigheid en dankbaarheid na U toe, Here. Here, ons kom vanmôre en ons kom sê dankie, Here, dat U met ons voorouers was, Here. Here, vandag as ons net kan terugkyk en terugdink en onsself indink nie hoe dit moes gevoel het, Here. Here, dan was dit, daar was vir hulle geen hoop nie. Al hoop wat hulle gehad het, Here, was net U en U alleen. Here God, waar hulle die Bybel opgeneem het as 'n wapen, Here. Here, en aan U woord vasgeklou het. Vader God, want U het beloof, Here, U sal ons deurdra. U sal ons nie begewe of verlaat nie. Selfs al is ons ongetrou, U bly getrou. Vader God, en ons gee vandag dankie, Here, dat U vir hulle oorwinning in hulle hand gelê het. Here, dat U hand van beskerming oor hulle was. Vader God, en ons kom sê dankie, Here, dat ons deel kan wees nie van hierdie verbondsvolk, Here. Here God, en ons kom eer U vandag vir dit alles wat U vir ons voorvaders gedoen het. Here God, en ons sê dankie ook dat die God wat hulle gedien het, die God van Abraham, Isak en Jakob, wat gister, vandag en môre dieselfde God is, ook ons God is vandag. Vader God, en dat ons dieselfde God vandag aanbid. Here God, en dankie dat U nog steeds ons gebede verhoor. Vader, en ons kom vanmôre en
as 'n groep gelowiges, Here, kom sit ons in die laar. Vader, en ek bid en vra, Here, Here, dat U die mense wat buitekant die laar is nie sal trek, Here, dat hulle sal inkom in die laar. Here, waar hulle kom skuiling neem onder U vleuels, Here. Dankie, Here, dat ons weet dat U met ons is. Dankie, Here, dat ons weet dat U ons sal deurdra. Vader God, maar ons weet ook, ons moet aan U voete bly. Ons moet in die laar bly, Here. As ons nie buitekant die laar is nie, Here, is daar niks wat U vir ons kan doen nie. Dit was ons keuse gewees om af te dwaal. Vader, en daarom bid ek en ek vra, Here, dat U die volk sal wakker maak. Dat die volk homself sal verootmoedig en sy knie sal buig en U aangesig sal soek. Here God, en dat U ons smeekgebede sal hoor. Here, U ken die omstandighede wat huidiglik in die land in die gang is. Here, U kan sien hoe die boervolk onderdruk en verdruk word, Here. Vader God, en U hoor al die smeekgebede wat opgaan. Here God, en ons weet vandag, Here, uit ons eie uit, kan ons hierdie geveg nie wen nie. Net U en U alleen, Here, kan hierdie geveg vir ons stry. Vader God, en daarom bid ek en ek vra, Here, dat U vir ons sal gebruik as 'n instrument in U hande. Here, dat ons U werke deurgevoer sal kry. Here, wees met ons, rig ons voetstappe, elke dag van ons lewens. Vader, en ons kom ook vanmôre en ons kom sê, dankie Here, vir die voorreg wat ons het, om na hierdie diens aan 'n tafel te kan gaan sit, Here, en 'n feesmaal te kan geniet. Here, alles ter herdenking aan die gelofte dag. Vader God, so is my gebed vanmôre nie, dat U sal seën al die voedsel op die tafel. Here, dat U sal seën al die mense nie wat besig was nie met die voorbereiding van dit alles, dat U hulle handewerke sal seën. Vader God, en ons sê vir U dankie daarvoor. Here, dat U dit vir ons moontlik maak om aan hierdie tafel te kan sit. Vader God, en seën die res van die verrigtinge vandag. Here, en waar ons uit mekaar uitgaan, Here, dat U met ons sal wees, elkeen op sy onderskeie paaie. Here, vir die mense wat dalk vandag die laaste hierso gaan wees nie, wat dalk besluit om op vakansie te gaan. Vader God, is my gebed vanmôre dat U met hulle sal wees op die paaie, dat U hulle sal behoed en bewaar, hulle sal beskerm, Here. Here God, en dat U hulle in die nuwe jaar weer veilig sal terugbring. Here, neem U beheer van elke voertuig wat op die pad is, Here. Here, behoed en bewaar hulle, beskerm hulle, in Jesus Christus naam. En ons sê vir U dankie daarvoor. Amen. Okay, baie duidelik, lyk julle nie baie